am I that you are mindful of me, that you hear me when I call. Oh, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. For I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. He calls me friend. Oh, I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. He calls me friend. Oh, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, oh Lord of glory, you have called me friend. And I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. He calls me friend. And I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. He calls me friend. Oh, I am a friend. And I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Ek wil bedien vanmôre rondom die tema lig teen donkerte. En ek wil hê ons moet vanmôre ietsie anders doen vanoggend. En ek wil hê dat u moet saam met my opstaan vanmôre vir die lees van God se woord. Ek wil vra, sit vir ons op die gebed wat ons almal ken in Matteus 6 vers 9. Asseblief Jana, kom ons staan op en dan bid ons dit vanmôre saam voordat ek met jou deel uit die woord van die Here. Ek gaan voorbid, moenie vir my wag nie. Ons bid dit almal saam. So bid dit vanmôre saam met my. Matteus 6 vers 9. Hy sê, so moet julle dan bid. Bid saam met my. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen, amen. Jy kan jou sitplekke neem. Ek lees ook vir jou Daniël 7 die 14de vers. Ek het laasweek baie oor hom gepraat, ek gaan hom vanmôre net lees. Praat aangaande Christus en die woord van die Here skryf as volg. Hy sê, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. Praat van Christus. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy, dit is die heerskappy van Christus, is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. En sy koninkryk is een wat nie vernietig sal word nie.
Ek het 'n boodskap voorberei vir vanmôre, eintlik 2. Maar terwyl ek op die Here wag, dryf die Heilige Gees my om vanmôre hieroor te bedien. Ek het Woensdag aand in die Bybelskool daaraan geraak. Die Heilige Gees laat my nie toe vanmôre om oor enigiets anders te bedien as oor hierdie gedeelte nie. Onthou julle, ons het laasweek 'n prentjie van die beeld van Daniël gesien in die klippie, die klip. Wie onthou dit? En ons het gesien dat daar die klip, ek gaan nie laasweek se boodskap herhaal nie, kyk dit gerus as jy dit gemis het, dat daar die klip verteenwoordig die koninkryk van God, en ons het gesien hoe die koninkryk van die Here uiteindelik triomfeer oor elke ander koninkryk. Die woord van die Here sê dat daardie klippe het losgebreek sonder die toedoen van mense hande, en daardie klippe het gerol en het groter geword, en ons het vir mekaar gesê dat die koninkryk van die Here is altyd en gedurig besig om te groei, en die koninkryk van die Here is altyd besig om te beweeg, en die koninkryk van die Here gaan op die einde van die dag, gaan die koninkryk van God triomfeer. Onthou julle dit? En ons het lekker kerk gehou. En ons het geamen. En ons het hande geklap en ons het gejuig en ons het op 'n stadium het ons 'n klomp mense hier voor in aanbidding gewees. En tog kan ek nie vanmôre daardie boodskap afsluit sonder om net vinnig 1 of 2 goed baie duidelik te maak nie. En omdat die misleiding wat daar buite is baie groot is, wil ek vanmôre net 'n fundamentele beginsel of 2 rondom die koninkryk van God neerlê. Is julle nog met my vanmôre? En dit is belangrik dat ek en jy hierdie goed weet, want ek gaan vanmôre ernstig praat, ek gaan reguit praat en ek gaan hard praat vanmôre. Ek is nie eers seker of hulle ons gaan toelaat om vanmôre se boodskap uit te saai nie, maar ek gaan vanmôre standpunt inneem volgens God se woord. Is dit oukei met julle? Die eerste beginsel van die koninkryk van God, wat jy moet weet. Vra verskoning vir die Bybelskool mense, julle het al so punt van punt so hier en daar iets gehoor van wat ek vanmôre gaan sê. Maar die eerste beginsel van die koninkryk van God, en dit is so belangrik dat jy dit sal weet. Dat jy sal weet vanmôre dat daar is net 2 koninkryke. Ek kan die volgende prentjie opkry. Dat jy sal weet, en dit klink vanmôre irrelevant, maar jy sal later besef hoekom ek dit sê. Daar is net 2 koninkryke in hierdie wêreld. Dit is of die koninkryk van God, of dit is die koninkryk van die duisternis. Daar is nie 'n ander een nie, daar's nie 'n derde of 'n vierde of 'n vyfde nie. Net 2 koninkryke, dit is of die koninkryk van God, of dit is die koninkryk van die duisternis. Kyk wat sê Jesus, Matteus 12:26. Dit is so belangrik dat ons hierdie goed te weet. Jesus skryf, hy sê, en as die Satan uitdryf. Kyk, en as Christus praat met ons maar luister. As die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Dan vra Christus hierdie vraag, hoe sal sy koninkryk dan bly staan? Christus vra, hoe sal sy koninkryk dan bly staan? Van watter koninkryk praat Christus hier? Hy praat van die koninkryk van Satan. Hy sê as die Satan dan teen homself verdeeld is, dan sal die koninkryk van die Satan nie kan bly staan nie. Met ander woorde, ek wil hê dat jy moet weet, en ek gaan nie vanmôre in detail oor hierdie goed praat nie, maar dat jy sal weet vanmôre dat Jesus verklaar en hy sê, daar is 'n koninkryk, dit is die koninkryk van duisternis. En Jesus het dit verklaar. En dan 2 verse verder maak Jesus hierdie volgende uitspraak. Jesus skryf, vers 28. Jesus sê, maar as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het wat? Dan het die koninkryk van God 'n ander koninkryk. Dan het die koninkryk van God
by julle gekom. En Christus verklaar dat daar is net 2 koninkryke, die koninkryk van God en die koninkryk van duisternis. En ek is baie reguit en ek is baie ernstig vanmôre as ek vir jou sê dat jy moet weet vanmôre dat elke mens wat op hierdie aarde leef, elke mens wat op hierdie aarde geleef het en elke mens wat nog op hierdie aarde sal leef as die Here vertoef om te kom, behoort of aan een of die ander van hierdie koninkryke. Elke mens behoort of aan die koninkryk van lig of jy behoort aan die koninkryk van duisternis. Dit is so eenvoudig soos dit. Daar is nie 'n derde of 'n vierde koninkryk nie. Daar's net 2 koninkryke. Koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis. Is julle nog met my vanmôre? Die amens is maar min vanmôre. Maar so nou en dan moet iemand die waarheid praat. Dat mense eerder nou vir my kwaad wees en hemel maak, as wat almal vir my lief is en hulle maak hulle oë eendag in die hel oop. Pastoor, jy moet nie sulke goed sê nie, dit is... Daar's net 2 koninkryke, die koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis. Ek wil hê met die volgende beginsel moet jy baie ernstig verstaan, want die duiwel haat dit met 'n passie. En hy gebruik elke wapen en elke instrument in die sekulêre wêreld om die volgende te veg, maar hy gaan dit nie reg kry nie. Hoor my gou vanmôre, dat die koninkryk van God is gebaseer en gesentreer rondom Jesus Christus. Ek sê dit weer, dit is so belangrik. Jy gaan nou hoor hoekom. Die koninkryk van God is gesentreer en gebaseer rondom Jesus Christus. As dit nie gesentreer is rondom Jesus nie, dan is dit nie die koninkryk van God nie. Harde waarheid. En die koninkryk van God, ek wil hê met geweer na daardie prentjie kyk, na die linkerkant. Die koninkryk van God wat daar verteenwoordig raak met die witterige prentjie, is altyd gebaseer rondom Jesus. En ek wil hê dat jy moet 'n triekie verder gaan vanmôre, dat jy sal weet dat die koninkryk van God sal altyd die korrekte Bybelse verklaring aangaande Christus hê. Ek gaan die eienaars nou inkom. Die koninkryk van God het altyd en respekteer en aanvaar die korrekte interpretasie of verklaring rondom Christus. En wat Christus betref, is daar 2 dinge. Kyk, kom ons wees gou eerlik met mekaar. Hier is baie stories rondom Christus hier buite. En mense het baie opinies, en mense het baie menings. Kom ek lees gou vir jou, net, daar's honderde skrifte in die Nuwe Testament, ek het net so 3 uitgehaal. Kom ons kyk gou na hulle. Want as ons die reg het, dan is ons okay met die ander goed ook. Wat sê Johannes 14 vers 6? Wat sê Johannes 14 vers 6? Hy sê, Jesus antwoord hom. Kerk, jy moet hierdie een hoor. Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg, ek is die waarheid en die lewe. En niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Daar staan dit. Ek het net 2 uitgehaal. 1 Timoteus 2:5. Ek is besig met die koninkryk van God vanmôre. Hy sê, want daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Ek wil vanmôre hê dat jy moet verstaan, en ons is skaamteloos, staan ons vanmôre op die uitspraak van die woord van God, dat Jesus is die enigste middelaar en die enigste weg tot die Vader, en niemand kan gered word behalwe deur Jesus Christus nie. Dis nie 'n onderhandeling nie, dis nie 'n kompromieer nie, ons praat nie eers daaroor nie. Jesus is die enigste weg en die enigste middelaar, einde van die storie.
En ek wil hê jy moet met dit in jou gedagte, wil ek jou nou nog so treetjie verder gaan, want ons is besig om 'n legkaart aan mekaar te pak vanmôre. En as Jesus nie erken word as die enigste weg tot saligheid nie, dan is dit nie die koninkryk van God nie. As jy dan 'n liniaal soek om mee te meet. As Jesus nie erken word as die enigste weg tot saligheid, of tot die Vader, of tot die hemel, of wat jy dit ook al wil noem nie, dan is dit nie die koninkryk van God nie. Ek het so 'n rukkie terug het ek 'n gesprek gehad met 'n tiener, 'n jong dame, wat met my kom praat het. Ek hou regtig daarvan as jong mense met my kom gesels, en ek hou van 'n eerlike gesprek. En sy vertel my haar storie. Van dit kan ek nie vertel nie, maar ek gaan vir jou die breë trekke vertel. Want dit is ons almal, en veral ons jong mense word op 'n stadium, veral in die tyd wat ons leef, daarmee gekonfronteer. En sy vertel vir my, en sy sê vir my, sy's 'n goeie mens, en ek sê ja, ek kan dit sien. En sy vertel vir my, sy's 'n goeie mens, en omdat sy 'n goeie mens is sy seker daarvan, sy's op pad hemel toe. Want sy doen ook goeie dinge, goeie werke. En haar interpretasie is, dat omdat sy 'n goeie mens is, en omdat sy goeie dinge doen, gaan sy hemel toe. Wie van julle het al daai een gehoor? Ag, ek is so, die Here sal ons nooit my hel toe stuur nie. Ek het daarom nou 'n dag vir 2 kindertjies kos gekoop. Julle al daai ene gehoor? Want ek is 'n goeie mens, want ek doen goeie dinge. En dan verder, by stapie 2. Stapie 2 is dit waarmee ons kinders en ons jong mense vandag toegegooi word in die skole. En verder sê sy vir my dat sy glo dat mense wat toegewyd is aan enige ander godsdiens ook hemel toe gaan, want hulle het so groot geword. Met ander woorde, al glo jy nou nie regtig aan Christus nie, maar jy's 'n toegewyde, wat ook al jy is, dan gaan jy ook hemel toe, want jy leef toegewyd volgens die ander geloof. Met ander woorde, daar word geglo dat goeie werke jou siel kan red, en dat Jesus een van baie ander middelaars is. Wie van julle het dit al gehoor? En dit is wat die mense glo. En vandag wil ek vir jou sê, onomwonde, en ja, ek en sy het 'n lieflike gesprek gehad, kom ons los dit nou daar, maar ek wil hê vanmôre dat jy moet weet, dat nee, ek gaan dit weer sê, nee, goeie werke en toegewydheid aan ander gelowe red nie jou siel nie. Daar is net een manier hoe jou siel gered kan word. Daar is net een manier hoe jy ingevoeg kan word in die koninkryk van God, en dit is deur die kosbare bloed van Jesus Christus gesterf op Golgotha. Dit is hoe jou siel gered word. En as ander predikante te skaam is om te sê, ek is nie. Jesus is nie, ek gaan moeilikheid kry oor die boodskap, but that's fine, ek profeteer nie. Ek sê maar net, ek wil vandag vir jou sê dat jy moet weet, van ons grootste predikers wêreldwyd, moenie my glo nie man, gaan YouTube dit. Hulle praat sulke draaie om hierdie goed. Op TV word dit uitgesaai, op hierdie programme waar die vrouens so lief is om te kuier, praat hierdie goed gepromoveer oor skare van miljoene mense. Hoor my vanmôre, Jesus is nie een van baie paaie nie. Jesus is nie een van baie middelaars nie. Jesus is die enigste pad, hy is die enigste weg, en hy is die enigste middelaar. Alle paaie lei nie na die hemel toe nie. Nie volgens die Bybel nie. Alle paaie lei nie na die hemel toe nie. Ek weet of ek die volgende moet sê nie, maar ek wil dit vanmôre in elk geval sê, net vir wat dit werd is. Moenie my glo nie, gaan toets dit aan God se woord. Daar is baie goeie mense, wat baie goeie dinge doen, maar wat die koninkryk van God
nooit sal sien nie, omdat hulle rug gedraai het op Christus. En toets dit aan die hand van God se woord, moet tog nie asseblief nie vanmôre my glo nie. Glo God se woord vanmôre. Is jy okay vir nog een? Hulle wou laasweek al my salaris halveer. Na vanmôre moet ek seker gaan werk soek. Filippense 2:5. Wil gou met jou die volgende neem. Die eerste een is, Christus is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Hy is die enigste middelaar, hy is die enigste pad na die koninkryk van God toe. Kom ons lees gou Filippense 2. Ek het al die ander skrifte gelos, ek het net hierdie 2 groepe gou uitgehaal om met jou te deel. Die woord van die Here sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Van wie praat ons? Ons praat van Christus Jesus. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om te wat? Om aan God gelyk te wees nie. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. Met ander woorde, hy was nie 'n mens nie, hy het aan mense gelyk geword. Jy moet met ons met reg lees. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Ek weet nie hoe om dit vanmôre anders vir jou te sê nie, so ek gaan dit maar net vanmôre reguit sê, want ek kan nie dieper in die moeilikheid as wat ek al klaar is nie, so ek gaan dit nou maar net sê vanmôre, dat Jesus is nie net nog 'n mens nie. Ken jy om? Wat sê hulle op die TV nie? Jesus is nie net nog 'n mens nie. Jesus is God wat vlees geword het, en as jy nou werklik wil gaan huiswerk doen, wil ek vanmôre vir jou sê, dat Christus is die tweede persoon in die drie-enige Godheid. Ons aanbid 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en Jesus is die tweede persoon in die Godheid. Jesus was nog nooit maar net 'n mens gewees nie. Daar's 'n goddelikheid aangaande Jesus. Kom ek lees gou Kolossense. Is julle met my vanmôre? Kolossense 1:15 sê dat hy is die beeld van die onsigbare God. Net daar is 'n preek vir 'n maand. Hy is die beeld van die onsigbare God. Ek het nie vanmôre al die Engelse vertalings opgesit nie. Ek het net gevoel ek wil vanmôre 'n bietjie Afrikaans lees. Ben sê is hoogtyd. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. Dan skryf hy, want in hom, Jesus, is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is. As dit nie vir Jesus is nie, dan is niks geskape nie. Met ander woorde, Jesus was daar by die skepping. Maar dit is nie vir my die fascinerendste deel van hierdie boodskap nie. In hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en wat onsienlik is. Trone sowel in heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Dan skryf die woord, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge, in hom hou alle dinge stand. In hom, iemand het dit eendag, en ek het dit woensdag aand ook gesê, dat as dit nie vir die naam van Jesus was nie, sou daai stoel waarop jy sit in mekaar val. Die naam van Jesus hou alle dinge in stand. Die naam van Jesus laat alle dinge werk, planete, wentelbane, seisoene, alles, sienlik en onsienlik. Dis die naam van Jesus wat alle dinge in stand hou. Kan ek vanmôre net weer verklaar in hierdie plek, dat Jesus was nog nooit maar net 'n mens gewees nie, maar hy het vlees geword, hy het gesterwe, nie terwille van homself nie, nie terwille van die engele nie, maar terwille van my en terwille van jou. Julle nog okay met my? Jy sien, hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik? Jy sien, want daar's omtrent almal erken die bestaan van Christus. Dat gehoor? Al die ander godsdienste erken die bestaan van Christus. Niemand ontken Jesus nie. Maar jy sien, hulle speel met woorde. Hulle speel met storieetjies, hulle maak sulke storieetjies op. Hulle almal erken Jesus,
maar hulle erken nie die feit dat Jesus die enigste weg tot die Vader is nie. En hulle erken nie die feit dat Jesus die derde of die tweede persoon van die Godheid is nie. Hulle erken nie Jesus as seun van God nie. En nou word baie mense word rad voor die oë gedraai. Want hulle kyk na godsdienste, hulle kyk na ander, dan sê hulle vir jou, ja, maar my godsdienst erken ook Jesus. My godsdienst praat ook van Jesus. Luister vir my vanmôre en ek wil dit weer 'n keer, wil ek dit baie, baie duidelik stel. As Jesus nie erken word as die tweede persoon in die Godheid nie, as Jesus nie erken word as die seun van God nie, as Jesus nie erken word as die enigste middelaar tot die Vader nie, dan is dit nie die koninkryk van God nie. Eina, dit klink kwaai vanmôre. Dis hard. En dit is eina vanmôre, maar iewers moet iemand weer begin standpunte neem. Kan ek net voor ek my laaste punt vanmôre, want ek sien dat my skou maar swaar aan die een vanmôre. Ek wil dit opsom vanmôre en ek wil vir jou sê, kan ek dit geweer daar die prentjie kry? Arme tegniese mense moet springe agter as ek so aangaan soos vanmôre. Ek wil vir jou sê vanmôre, ek wil hê in jou geestesoog sien 'n deur vanmôre voor die koninkryk van God, daar aan jou linkerkant, sien in jou geestesoog 'n deur daarso. Ek wil hê dat jy moet weet dat die deur tot die koninkryk van God het 'n sleutel en daardie sleutel het 'n naam en daar's geen ander sleutel nie en daar's geen ander naam nie. Dit is Jesus en Jesus alleen. Maar die mense word in verleiding vandag vasgevang. En hulle glo enige ding wat goed voel, want hulle word vandag gemanipuleer en geïntimideer deur hulle emosie. Deur emosie, deur media, deur internetverhoudinge. Kom ek maar doen 'n laaste een, dan stop ek. Die ene maak my opgewonde. Gepraat van die koninkryk van God, die deur, die sleutel, goddelikheid van Christus, die middelaarskap, al daardie dinge. En as jy nie laasweek gekyk het nie, gaan kyk asseblief laasweek. Ek wil afsluit en ek wil vir jou nog een noem en ek wil vir jou sê vanmôre, dat die koninkryk van Satan, daai een, lig, duisternis, wat ook al jy dit wil noem, die koninkryk van Satan gaan nie bly staan nie. Die koninkryk van Satan gaan nie bly staan nie. Hoor my gou. Dit is hoekom rebellie is een van die gevaarlikste sondes wat 'n mens ooit in jou hart kan hê. Want rebellie, of jy nou teen jou ouers rebelleer, of jy teen gesag rebelleer, of jy in die skool rebelleer, of jy teen die Here rebelleer, rebellie is die begin van ellende. Ek het daai sommer maar net verniet ingegooi. Rebellie is die begin van ellende. Die koninkryk van Satan, hoor my gou, het uit rebellie uit ontstaan, maar dit gaan in oordeel eindig. Onthou julle daardie die rebellie wat in die hemel was, ek het eendag daaroor bedien. Ek gaan dit weer sê, dat die koninkryk, daai een, die donker een, die koninkryk van Satan, het uit rebellie uit ontstaan, maar hy gaan in oordeel eindig. Kan ek dit vir jou lees? Jy sien, hulle sê vandag as jy gaan klas bywoon en hulle vertel vir jou om kerk by te woon, dan sê hulle vir jou, asseblief pastoor, moet net nie oor die hel praat nie, jy gaan jou mense wegjaag. Maar ek weet nie, hoe gaan jy dit reg kry om nie oor die hel te praat nie, want Christus het meer oor die hel as oor die hemel gepraat in die Nuwe Testament. Maar kom ek lees gou vir jou, en dis nie 'n beklei boodskap nie, dis goeie nuus vir my en jou. Matteus 25:41. Dan sal hy vir die wat aan sy linkerhand, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, ek moet reg lees, gaan weg van my af, julle vervloektes. Waarheen? Waarheen moet hulle nou gaan? Gaan weg van my af, waarheen? In die ewige vuur, wat is? Wat berei is vir die duiwel en sy engele.
in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Kan ek weer daai prentjie kry? Daar die koninkryk aan die regterkant, my regterkant, soos ek so staan, daai ene is die koninkryk van Satan. En die koning van daardie koninkryk, waarheen is hy op pad? Hy is op pad hel toe, saam met sy demone. Ek het dit nou net vir jou gelees. Openbaring 20 vers 10. Party van julle wat so sit en naalskou, mense dat dink ek praat van jou. Hy sê, en die duiwel wat hulle verlei het, duiwel, Satan, Lucifer, daar is 'n klomp benamings. Wat hulle verlei het, is wat is met hom gedoen? Hy is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Ek wil hê dat jy moet vanmôre met jy verstaan, kerk, dat dit is die eindbestemming van daardie koninkryk. Die eindbestemming van die koninkryk van duisternis, of die koninkryk van Satan, hulle eindbestemming is die hel. Is julle okay? Ek wil hê met ook vanmôre met jy verstaan, kerk, dat die hel is nooit voorberei vir 'n mens nie. Dit was nooit die wil van God, dat enige mens sal hel toe gaan nie. Dit was nooit die wil van God, dat enige mens sal verlore gaan nie. Die Bybel sê, dat God vertraag selfs die wederkoms, sodat daar nog mense gered kan word. Dat die genade deur van God word langer oopgehou, sodat nog mense gered kan word, want dit is nie God se wil, dat enige mens in die hel moet wees nie, want die hel is gemaak vir die duiwel en sy demone. Ander vertalings, of die vertaling sê sy engele, die engele van die duiwel is die demone. Weet jy wat is ernstig vanmôre? Weet jy wat wurg my as ek daaraan dink? Is dat die hel is gemaak vir die duiwel en sy demone. Maar almal in die koninkryk van duisternis gaan daar opeindig. En as mense nie gaan begin te opstaan en begin standpunt inneem en gaan begin die waarheid praat nie, is daar baie mense wat verlei gaan word. Shana, kan jy gou vir ons speel vanmôre? Was dit 'n harde woord vanoggend? Ek dink nie dit was hard nie, ek dink dit was die waarheid. Ek dink dit was die waarheid. Want dit help nie, ons spring op en af voor die koninkryk van God, maar ons is nie besig met die regte koninkryk nie. Ek lees vir jou Deuteronomium 30:19 en ek sluit hiermee af. Hoe is honderde skrifte wat ek graag wou lees vanoggend. Maar nou skryf hierdie vers hierdie. Hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Hy sê, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Ek het jou vanmôre lewe en dood, seën en vloek is vanmôre in die vergadering voorgehou. Dis die waarheid van die evangelie. Matteus 7 vertel vir ons en leer vir ons, daar's net twee paaie, daar's 'n breë pad en daar's 'n smal pad, maar daar is nie 'n tussenin pad nie. Dan skryf die woord, hy sê, kies dan die lewe dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag. Daai woorde, het druk my so, dat ek wil dit vanmôre weer sê, en ek wil dit sê vanmôre, vir elkeen wat na die uitsending kyk, kies die lewe, dat jy kan lewe. Ek wil dit weer sê, kies die lewe.
kies die lewe, want ek wil hê, kan ek weer daardie prentjie kry? Asseblief, dankie Jana. Ek wil hê, jy moet weer na daardie prentjie kyk, en ek wil hê, dat jy moet weer daardie deur sien, en ek wil hê, dat jy moet vanmôre besef, en jy moet vir jou bure sê, jy moet vir jou familie sê, jy moet vir jou kinders sê, jy moet vir jou vriende sê, jy moet vir jou werksmense sê, dat sonder Jesus is daar geen lewe nie, sonder Jesus is daar geen toekoms nie, sonder Jesus is daar geen redding nie, dit is Jesus. Dit is Jesus. Ek wil dit vanmôre uitroepie oor die gehoor, en ek wil hê, mense moet my kyk. Dis die goeie mense wat hemel toe gaan nie. Ek wil hê met my hoor vanmôre, dit is nie goeie werke wat jou hemel toe vat nie, dit is hulle wat gewas is deur die bloed van die lam, dit is hulle wat hemel toe gaan. As dit gegaan het oor goeie mense, dan het Christus nie nodig gehad om te sterf nie. Dink 'n bietjie daaroor. As dit gegaan het oor werke, dan het Christus nie nodig gehad om te sterf nie, want dis baie goeie mense met baie goeie werke. Maar Christus moes kom herstel dit wat Adam gefaal het mee. En ek wil vanmôre by jou pleit. Kies vanmôre die lewe. Kies vanmôre die lewe. Ek wil vanmôre by ons jong mense pleit vanmôre. Jy sien, as jy nou al so oud is soos ek, en ek het hierdie week nou nog 'n bietjie ouer geword. As jy so oud is soos ek, jy ken al die pad. Jy het al om die berg gestap, soos Shana sê. Jy ken. Maar ek is bekommerd oor ons jong generasie. Ek is bekommerd oor ons kinders. Ek is bekommerd oor ons kleinkinders. En ek wil vanmôre ook by julle pleit en vir julle sê, kies die lewe sodat julle kan leef.